Lank gelede het 'n moe soldaat en sy ewe moe perd van 'n geveg af huiswaarts gekeer. Dit was laatmiddag en die man was baie honger. En voor hom sien hy toe 'n dorpie en sê vir homself, ek sal daar iets te eet kry en sommer ook slaapplek. Skielik struikel sy perd en die soldaat val van die perd af. En terwyl hy homself so afstof, sien hy dat die perd oor 'n klip in die pad gestruikel het. Hy woel die klip met sy swaard los. Dit is 'n pragtige klip, is glad en rond. En die soldaat hou van die klip en druk dit in sy salsak en ry verder tot in die dorpie. Toe hy verder die eerste huisie kry, hou die inwoners op werk. Hy waai vir hulle, maar niemand waai terug nie. Hy klim van sy perd af en stap na die eerste huis se mense toe. Goeienaand, het julle miskien kos vir 'n honger man? Die vrou sug en sê, ons het 'n baie swak oes gehad, daar is skaars genoeg kos vir ons eie familie, ek is jammer. By elke huis hoor hy dieselfde storie. Hy gaan sit later onder 'n boom en dink by homself, oor 'n paar weke is hierdie mense net so honger soos ek. Ek wens ek kan hulle help om kos te kry. En skielik kry hy 'n blink idee. Hy haal die klip uit sy salsak en praat met die dorpenaars. Ek het hier in my hande 'n spesiale klip wat julle sal help om die lang winter te oorleef. Dit is 'n towerklip. Met hierdie klip kan julle klipsop maak. Klipsop, herhaal die man. Ek het nog nooit daarvan gehoor nie. Die wonder van klipsop, sê die soldaat verder, is dat dit nie net honger mense kos gee nie, maar ook help om mense by mekaar te bring. Wie het vir ons 'n groot ysterpot? Sommer gou bring iemand 'n groot ysterpot met 'n kruiwaan na die soldaat toe. Dis nie eintlik groot genoeg nie, maar dit sal doen, sê hy. Nou moet ons die pot vol water maak en 'n groot vuur onder die pot maak. Ywerige hande dra emmers vol water en stapels hout nader. 1, 2, 3 is die pot vol water en dit staan op 'n yslike vuur. Toe die water begin kook, laat sak die soldaat die klip saggies in die pot. Klipsop het sout en peper nodig, sê hy. Na tyd proe hy aan die sop en sê, dit smaak lekker, maar klipsop sal nog lekkerder smaak met 'n paar wortels daarin. Ek is bereid om 'n paar wortels te gee, sê 'n boer en sy dogter gaan haal 'n hele voorskoot vol wortels. Dis tog jammer dat die oes so sleg was, want klipsop is altyd meer smaakvol met 'n bietjie kool daarin. Ek weet waar ek kool kan kry, sê 'n vrou, en 'n rukkie later kom sy daar aan met 3 groot koolkoppe. Terwyl hy die kool en die wortels in die sop insny, sê die soldaat, toe ek laas klipsop geëet het hy ryk maar 'n paar aardappels en 'n stukkie beesvleis gegee. Mense fluister onder mekaar, met 'n bietjie beesvleis in die sop kan ons seker soos ryk mense eet. Hulle gaan toe huis toe en keer kort na terug met nie net beesvleis en aardappels nie, maar ook met melk, eie en gort. En in die tyd dat die sop gaar is, het die donkerte al oor die dorpie neergesak. Die mans bring groot tafels en die vroue sopborde en party bring selfs appelbier en brood. Dis die wonderlikste en smaakvolste sop wat hulle nog ooit geëet het. Mense sing en dans tot laat in die nag. Die volgende oggend groet die soldaat die hele dorp. Net toe op sy perd klim, skree seentjie, jy het jou towerklip vergeet. Die soldaat antwoord met 'n glimlag, ek los die towerklip hier by julle. Dis 'n geskenk van my aan julle. Toe die soldaat wegry, sê 'n jong dogter vir haar pa, solank ons die towerklip het, sal ons nooit weer honger wees nie. En die pa sê, onthou, die soldaat het nog iets verder beloof. Hy het gesê die klip sal ook mense bymekaar bring. En hulle het almal saamgestem dat die klip het dit beslis reg gekry. Die Bybel leer vir ons, vertel ons eintlik, moenie nalat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is die offers wat vir die Here aanneemlik is. Jesus vra van ons om goed te wees vir ander mense en om dit wat ons het met ander te deel en mekaar te deel. Daar's geen lekkerder in die lewe as om ander mense gelukkig te maak. Leer om te deel. En dis hoe Jesus geleef het.
En dis hoe hy wil hê ons moet leef.